En nou verklaar ek julle man en vrou. Dit is pragtig. Ek sal vir julle dit ontwikkel voordat ek Pretoria toe gaan. Dankie. Francina, kom aan, vat jou huis toe. Kom. Get up. Get a move. Get a move. This time of night. Boom. Dis 'n verrassing. Nie so jou vrylating het gelek. Die mense is woedend, jy moet hier uit voor iemand die tronk afbrand. Toe kom. Ek het nie jou aantyd nie. Is jy my persoonlike chauffeur? As korrektiewe diens jou skuif gaan dit aandag trek. Dit is beter as die media nie weet waarheen jy gaan nie. Jy is bekommerd oor my veiligheid. Nee. Ek wil sorg dat jy so min as moontlik aandag kry. Toe kom. Nou. Waarheen gaan ek? Drakenstein. Gaan ek maar die by sy huis kry? Ek ken nie regtig die Kaap nie, maar is hier nie 'n ompad nie. Klim uit. Wim Griesel neem die reg in eie hand. Ek gedink jy dit in jou nie. Op jou knieë. Op jou knieë. Dat mooi, Wim. Ek gaan nie meer wegkom nie. Wil jy regtig 'n moordenaar wees? Ek gaan nie toelaat dat jy ooit weer vry rondloop nie. Gaan ek plat op jou loopbaan wees? Jy is nie plat op my loopbaan. Wat van jou familie? Jou vrou, jou kinders? My kinders bly oor see, my vrou wil my skei, ek het niks meer oor om te verloor nie. Ek kan net sowel die samelewing 'n laaste guns bewys. Laat my asseblief my Skepper met 'n gebed tegemoet gaan. Jammer, my vriend. Ek kan nie toelaat dat jy my tweede kans vir my wegvat nie. Ek het nog soveel planne. Now starting your trip to Coffee Bay.
Josh, asseblief. Ek is jammer, ek het nie... Josh! Jy wyn nog? Ja. Ek het 'n ambulans nodig by Ceres kampeerterrein. Bewustelose man, blunt force trauma to the head. Mariulie Groenewald, jy moet saam my stasie toe kom. Nee, dit was 'n ongeluk. Ek het nie bedoel om... Dit is nie oor jou broer nie. Dis oor JP. Dan is dit net maar ken. Ek het nooit gedink dat Mariulie iemand sal doodmaak nie. Maar kom saam met my. Ek het 'n plek waar ons kan wegkry. Maar as jy weer is, Mariulie, moet ons net polisie toe Dit is gaan. nie veilig nie. Hulle verdink jou. Almal dink dis jy. Almal behalwe ek. Maar jy kan met hulle praat. Nee, Mariulie is te gevaarlik. Ek wil net nie wegkom. Ja, ek ook. Maar wat? Ek weet, jy sal jouself. Dit is nou genoeg. Jy verdien om beskerm te word. Jy is spesiaal. Asseblief. Asseblief, kom saam. Okay. Kom maar. Mariulie Groenewald se naam staan voor in die Bybel. Sy het alle jare vir prediker geskryf. Sy is 'n kind. Wat moor? Mims is dood, JP is dood en haar broer is in die hospitaal. Het sy enigiets erken? Sy huil so. Ek kry niks uit nie. Wat praat jy? Weet jy? Waar's my dogter? Gaan asseblief huis toe, meneer Groenewald. Jy kan my nie wegjaag nie. Moet ek jou saam met haar opsluit? Petrus vra hom. Jy het hom ons betaal om die val te vat. Bewys dit. Julle weerhou my dogter van regsverteenwoordiging. Dis ongrondwetlik. So vat my nou na my kliënt toe of ek dagvaar jou persoonlik. Ek sal jou na haar toe vat. Is Paul hier? Ek weet jy's kwaad. Ek is bly jy sê. Ek hoor jou hulp met Mariulie. Ek kan nie 'n woord uit haar kry nie. Okay. Wag net, ek kry net gou die Bybel. Brandy? Ek moes jou gesê het. Van als ek's niet so gewoon aan om niemand te vertrou nie. Toe maar. Ek ken die gevolg. Hier, sit so lank. Wat doen jy? Brandy, kom aan. Van dag 1 af draai hierdie hele ding om jou. Hoe weet ek jy is nog steeds betrokke nie? Janine? As ek klaar is met Mariulie, as jy en jou seun volgende. Sorg dat niemand anders inkom nie. Brandy, wag! Brandy! Nou pyl toe. Hulle sê Joshua was okay. Ons het beklei, ek het weer verloor. En toe jy Mims in 'n karavaan toegesluit het? Nee, ek het nie. Ek was heel by ons kamp. Ek het gepak en ek het vir Josh gewag. Julle kan die bure vra. Papa glo ja. En JP? Dit was... Ek wou nie. Stadig, Pop. Ja, vat jou tyd. Ons was op die strand. En hy het heel aan in my gang. Laat maar met die weg. Oh, dis klop. Wat doen jy? Jy is om te swem. Kyk. Jy kom door. Nee, JP, nee, ek wil nie. Kom hier, ek swem. Nee, JP, stop. Ek het ons nog gesien, ja. Wat gaan nou aan? Jou hand aan my, nou wil jy stop. Okay, ek gaan uitklim. Okay, baby.
Waar gaan jy? Probeer om. Ek wil net myself verdedig. En die tentpen? Het jy dit net toevallig by jou gehad? Jy het die moord beplan. Alles. Van die begin af. Nee, Ek dink jy het op Stefan se lijk afgekom en besluit om die nommers op hom te kerf. nee, ek het nie. Jy het die hondjie in die droër gesit en die Bybelvers by Mems gelos wat presies uitspel hoe JP gaan sterf. Dis 'n gestiewe ondervraging. Jy plant idees in haar kop. Was dit jou idee? Of het prediker vir jou gesê hoe om dit te doen? Ek weet nie waarvan jy praat nie. Siek, nee. Wie se is dit? Joune. Ek het dit laas Desember verloor. Ek sweer pappa, ek het nie rooi goed geteken nie. En die briewe aan prediker? Ek het eers 'n week terug van prediker gehoor. Jy lieg. Jou naam is in die brief. Nou waar is dit? Maak my los. Ek gaan nie weghol nie. Kan nie. My handsak. Daar's 'n pil in wat ek moet drink vir my bloeddruk is belangrik. Asseblief. Kry nie pille nie. Dalk in die sysakkie. Hey, dis nie 'n pil nie, gee. Dis 'n brief wat die moordenaar vir prediker geskryf het. Net verstaan hoekom. 'n Stuk papier, wat gaan ek doen? Ek skryf aan prediker wat ek so gaan doen. My vrou het verdwyn. Spoorloos. Mia was nog so jong, sy kon dit nie verstaan. Sy het aan met die storie dat 'n man aan maak wegvat. Dis Mia. Mia het vir prediker geskryf. Iemand sal ons nie kry nie. Kom. Gee dit terug. Laat ek net vir boy sê. Dis nie 'n goeie idee nie. Nee, seker reg. Partykeer maak kinders stories op omdat hulle seer het. Soos die storie dat 'n man jou mamma weggevat het. Maar dis nie eintlik wat gebeur het nie, né? Jy weet diep binne dat mamma self weggaan. Mietjie, jy dink jy het 'n man gesien, maar dis net jou verbeelding wat probeer sin maak. Papa's baie bekommerd oor daai storie. Dit breek sy hartjie om jou so te sien. Jou mamma het 'n nuwe lewe gekies sonder julle. Dit is hartseer, maar dis die waarheid. Julle, hierdie een is die heel ergste. Prediker. Hy het vrouens lewendig onder sement begrawe en die video's vir die polisie gestuur. Maar hulle het die vrouens nooit gekry nie. Wat was dit? Pretoria. Nee, ja. Kom gaan saam my badkamer toe. Ek moet wegkom. Sy's so 'n freak. Ek skryf aan prediker want ek soek antwoorde. My ma het in 2008 verdwyn en sy's nog steeds vermis.
Is een van joune? Geagte Marjolie, ek het nie 'n ma vermoor nie. My ouens in die tronk praat graag. Ek het probeer uitvind of iemand iets weet. Vertel my meer van haar. Een van jou. Sy is ontvoer. Niemand glo my nie. Almal sê ek maak stories op. Maar ek weet wat ek gesien het. Het is aklig as mens praat en dit voel asof niemand luister nie. Ek glo jou. Dit beteken baie. My ma sou my nooit gelos het nie. Nooit nie. Sy was baie lief vir my. Ek dink jy's reg. Jy maak klink wonderlik. Prediker maak net vroue dood wat dit verdien. Is jy prediker? Ek sal vir niemand sê nie, ek sweer. Ek wil net weet. Prediker. Haar naam volg my oral. Mense dink hulle weet wie hy is, wat hy gedoen het. Hallo, musikant. Maar wat as ek vir jou sê dat prediker 'n idee is, 'n noodsaaklikheid? Iets wat gebeur wanneer die wêreld te vuil word. Stefan? Prediker is nie 'n persoon nie, dis 'n roeping. Ons is almal prediker. Ons kom elke jaar Kalfie Baai toe. Die familie saam. Altyd dieselfde mense. Ek besef al hoe meer hoe vals dit is. Ja, ken die plek. Beeldskoon. 'n Skans vir die verrotting. Maar onder alles draai die duiwel rond. Mense lieg vir mekaar, vir hulle self, drink tot hulle vergeet wie hulle is en vat dan wat nie hulle sin is nie. Sondags sit hulle in die kerk asof niks gebeur het nie. Skynheilig is. Die ergste soort. Hulle weet hulle is sondig, maar gee voor hulle is goed. Ja. Sodom en Gomorra. Dis hoekom hulle 'n prediker nodig het, om hulle te dwing om te sien, om die maskers af te ruk. Jy het insig wat min mense het. Jy laat my dink aan Deborah uit die Bybel, 'n profetes en 'n rigter. Sy het nie net die kwaad gesien nie, sy het gestraf. Rasse, julle moet pas op. My ma het julle amper afgeneem met haar tok-tokkie strong. Wat's door, kids? Relax. Ek het al geraap en haar foon gevat. My eie ma. Wie's 'n brak is hy? Ek moes vir jou gesê vir check hom. Raak ontslaaf van hy foon. Nog leuns, diefstal, wreedheid, sonder rede, sonder straf. Die goddelose onderdruk die swakke. Psalm sê dit. Maar regters sê wat ons daaraan moet doen. Is reg. Deborah het nie gewag vir God se oordeel nie. Sy het self regter geword. Ja, het die tenpen gevat, Sisera se kop deurboor. Die Bybel noem haar geseënd onder vroue. Geseënd is die wat geregtigheid bring. Gaan jy fyn wees om jou pad terug kampplek toe te kry? Ek het my handsak vir die bonfire vergeet. Ja, ek sê jammer. Ek hoop ek kan my vergewe. Ek gaan 'n einde aan alles maak.
Dis okay. Jou pyn is amper verby. Hierdie dorp het hom daarna toe gedryf. Met al hulle leuns. Sy bloed is op hulle hande. Die onregverdiges sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Hulle verdien straf. Stefan sal nie net nog 'n selfmoord wees nie. Hy sal 'n teken wees. 'n Waarskuwing. Stefan was die begin. Maar jy is nog nie klaar nie. Deborah het nie gerus tot al haar vyande verslaan was nie. Jaal het die tentpunt gevat omdat dit 'n roeping was. Jy weet wie volgende moet val. Wat maar jullie los vir JP. Hy is nie lekker nie. Kyk, weet hy is bietjie kom in. Hy is nogal sexy. Hy is die stalker met 'n panty steel. Whatever. Hy is net jealous omdat hy vir my aandag gee. Ja. Hey, kom ons gaan. Trok nou regtig boring hier. Nee, Debbie, stop. Ek het ons gesien nie. Ons moet so jou aan by my. Dis tyd om daar by die woord te voeg. Okay, ek gaan uitklap. JP. Kom Marilyn, hy probeer jou verkrag. Jy siek, JP. Wat sê jy? Kom ons gaan hom jou pa. Mia! Ek het hom nie probeer verkrag, jy sê dit. Hy probeer my doodmaak. Help! Ek weet nie wat te help met my sak. Op my sak. Help my! Help my! Dit was net 'n joke. Dit was net 'n joke. Sê dit. My gedoen. Maar wat gaan ek doen? Ek gaan jou help. Ek gaan jou help. Dis okay. Breker. Almal praat oor ons laat dit sy werk lyk, okay? Dis okay. Ek verstaan nie. Het jou ma doodgemaak. Hoe kan jy? Hy het nie. My ma is in Dubai met haar splinternuwe gesin. My pa het al my ma se briewe vir my weggehou. My ma het my net gelos en my pa is 'n leienaar. Dis aklig. Maar wat jy nou doen, Jy verstaan nie. Aan die begin was ek net obsessief met hom gewees want ek het gedink my ma is een van sy slagoffers, maar hoe meer ek met hom gepraat het, hoe meer het ek hom verstaan. wat is daar om te verstaan? Sy doel. Hy gee betekenis aan alles. Hy's nie 'n monster nie, Paul, ek en jy ook nie. Ons is doodsengele. Ons bring balans. Daar is niks goed of mooi in wat hy doen nie. Hy's 'n wrede sadis wat mense doodmaak vir plesier. Jy beklei teen dit. Maar jy sal verstaan. Sodra jou pa hier is. Hy's op pad. Laas wat ek en Mia gepraat het, het sy vir Paul gaan soek. Sy foon is nog steeds af.
Het Mia enigiets oor haar planne gesê? Sy sal hom iewers heen wil neem, weg van almal af. Waarheen sal sy gaan? Asseblief, voor sy iets aan Paul ook doen. Sy is nie gevaarlik nie. Sy het my probeer help. Nee, sy het die 10 pen saamgevat want sy wou hê jy moes hom doodmaak. Dit was alles deel van haar plan. Sy is my beste vriendin, sy sal nie. Sy het jou naam in die briewe geskryf. Sy praat al vir maande lank met Prediker en hy het haar gegroom. Asseblief, Marjolie, Paul is dalk haar volgende slagoffer. Die ligtoring. Dit is waar sy gewoonlik gaan wegkry. Mia, asseblief. Asseblief laat my gaan. Ek wil hom nie sien nie. Nooit nie. Hy's wonderlik. Hy's slim en sensitief en hy verstaan sonder dat jy hoef te verduidelik. Vergeet van hom. Ons kan verdwyn. Net ek en jy. Dis oké. Het was net 'n nagmerrie, my seun. Hallo, seun. Geef maar vir my. Groet jy nie jou pa nie? Ek is nie 'n duiwel nie. Dis jou ma wat een van my gemaak het. Jy weet hoe dit voel. Sy doen dit al met jou hele lewe lank. Want jy is nes ek. Ek is niks soos jy nie. Ek was ook eens op 'n tyd 'n wrak. Totdat ek uiteindelik besef het die begeerte binne my is nie 'n sonde nie. Dis wat ek gemaak is. Met 'n doel, 'n missie vir my lewe. Die nagmerries. Die vrees. Die angs. Dit sal alles later verdwyn, my kind. Maar dan moet jy op 'n veg teen jou ware natuur. Jou roeping. En mens onthou altyd jou eerste een. Die een wat jou ware natuur wakker maak. En ek wil jou nou spesiaal maak. Hallo? Ja, dis hy wat praat. Wat? Hendrik het ontsnap. Wim is dood. Hy gaan kom vir Paul, ek weet dit. Kom ek het alles gedoen wat jy gevra het. Ja, uit eie gewin. Uit wraak, uit haat. Jy is net so boos soos die res van hulle, 'n valse profeet. Maak haar dood. Wys my jy's 'n ware erfgenaam. Asseblief nie. Ek is niks van jou nie. Dis of sy. Of jy. Skiet my dan. Toe. Doe dit. Paul! Martie. Ek gewonder wanneer jy sal opdag. Vaspaul. Besig om sy natuur te ontdek. Tot die dood ontskei, onthou jy? Dan is dit nou verby. Paul is soos ek. Brent. Okay.
Paul, is jy? Nie myne nie. Ek probeer om haar te hou. Ek het probeer. Hy wou gehad dat ek moes haar skiet. Maar ek kon nie. Toe doen hy dit. Ek is so jammer. Ons gaan nie meer verantwoordelikheid vat vir sy sondes nie. Dis verby. Hy het gekry wat hy verdien het. Moet jy nie maar hospitaal toe gaan nie? Volgens Paul was meer by hom. So sy het nie vir Mims toegesluit nie. Ek dink ook nie dit was Mariolien nie. Hoekom sal sy al die ander goed herken, maar nie dit nie? As ek net na jou geluister het. Ek was so obses met die gang, soveel lewens. Moenie jouself blameer nie. Hendrik sit agter alles. En die waarheid oor hom moet uit. Ons skuld dit aan Witblits, aan hierdie kinders, aan almal wat verstrengel was in sy net brandy. Ons dra Jacomien op aan die Vader in hierdie moeilike tyd. Hou asseblief u hand oor haar en elkeen van ons. Amen. Thijs! Waar is jy? Hulle het die moordenaar gevang. Die hele ding is uiteindelik agter ons. Jy gaan nie glo. The number you have dialed does not exist. Tannie Janine. My ma. Weet jy al? Sorry, ek mag niks sê nie. Die ander moeder is opgelos, maar jou ma, hulle weet jy, hulle het nie klou nie. Hoe kon jy vir haar alles vertel? Ek weet dit is jy. Jy het geweet hoe sy was. Maar jy het aangehou met al die stories. Sy was my vriendin. Is jy deel van? Wat bedoel jy? Sy het net geloop. Vir wat keer jy haar nie?
Martie, waarheen gaan jy? Huis toe. Klimuit, ek wil ry. Wat van julle karavaan? Oupa kan dit kry, ek gaan nooit weer kamp nie. Jy kan nie heel pad alleen ry nie. Dis presies wat ek wil doen, klimuit. Els, ek's jammer. Kyk, ek weet, ek het goed vir jou weggesteek, maar ons het mekaar nou nodig. Moenie my wegstoot nie. Weet jy hoe ons op Kalfiebaai begin kamp het? Nee? Hendrik het vir my en Hendrik is daarvan vertel. En ek weet, ek moet jou nie blameer nie. Maar dit is my moeilik, want jy het nog 'n kind en ek het nie, Martie. So ek kan nie nou naby jou wees nie. Vir hoe lank? Ja, kom in. Kan ek inkom? Is jy okay? Ek het iets wat jy moet sien. Okay, gaan sit. My ma, voor sy dood is, sit aan 'n praat oor hierdie komplot. Dat almal betrokke is. Ek het gedink dit is net conspiracy theories. Maar toe kry ek 'n boodskap van iemand wat alles weet. Seker gehoop dat sy dit aan haar followers sal post. Van wie? Kyk self. Stoffel. Hello, I am Warrant Officer Stoffel Cupido, proud resident of Kalfiebaai, born and raised. If you are watching this, I am probably dead. I've been working undercover for months, gathering information on a poaching syndicate that goes all the way to the top. Right, our community's been sold out by the people we trust. I mean, Police Captain Eddie, the Mayor Hester Bruwer and her husband Thijs, they're all involved. My broer was ook betrokke. I need to gather more evidence so that I can take it to the Hawks. But if you've seen this, syndicate probably got to me first. So here I am. I'm blowing the whistle, loud and clear. Do with the information what you will. Het jy dit vir enigiemand anders gewys? Net jy. Ek vertrou niemand anders nie. Soek jy 'n lift Pretoria toe? Het iets. Lyk of jy dit nodig het. Maak seker jy het als ek draai van niks om. Lucas? Ek het daar nog net uitgekyk. Nou, hangertjie is weg. Dis 'n kruisie. Ek het dit vir haar gegee vir haar geloofsbelijdenis. Ek hoop hulle kry dit. Dit was nie Mia se skuld nie. Jy weet dit. Hendrik het 'n manier om
om jou kop in te kruip en jou siel in en dan hy stadig maar seker jou hele wese oorgeneem. Ek het nooit in die duiwel geglo totdat ek hom leer ken het nie. Maar ek het al geval. En Matteus sê Jesus, die ouer wat 'n kind laat struikel met 'n meelsteen om sy nekpunt in die see sprei. Lukas, wat hier gebeur het was ons skuld. Die ouers. Ons sondes het ons kinders ingeword. Ek sien julle is op pad. Dis goed, ek kry jou kind by die huis. Sterkte, Lukas. Is jy reg? Kom ons gaan. Sorry, ek kom nou eers terug na jou toe. Die eienaar van daai huis, syndikaate gebruik dikwels upstanding citizens as dekmantel vir drooghuise. Gooi dit in, is min risiko. Hierdie een is geregistreer op Bram Groenewald van Pretoria. Wat dink Bram kan ons doen? Ek weet nie. Maar dit klink vir hy op sy laaste bene is. Het hy vir jou gesê waarheen hy gaan? Nee. Jy moet my help. My kind kan nie tronk toe gaan nie, dis al wat ek hoor het. Ons sal doen wat ons kan, maar... Nee, nie maar nie. Maar jy kan bewyse laat verdwyn. Ek gebruik 'n kontak in die parlement. Doen net iets. Dis nie so eenvoudig nie, Bram. Die hele land weet nou al van hierdie saak. As jy nie iets gaan doen nie, dan sal ek... Sal jy wat, Bram? Nie so gedink, né? Kom ons kalmeer net. Marjolie kan selfverdediging pleit. Sy's jonk en onskuldig en die hof sal dit in ag neem. Nou moet ons eers net onder die radar bly. So dis wat Stoffel probeer sê het. Terwyl hy besig was om dood te gaan. Almal van julle. Brandy, ek weet nie wat jy dink. So presies, hoeveel geld maak julle? Hè? Is dit genoeg om julle gewete te sis? Oor wat julle in die dorp doen? Oor Stoffel? Skaam jy jou nie? Die dorp was besig om leeg te loop. Die kreeffabriek het toegemaak. Mense het verarm, hier was nie werk nie. Niks. Die geld gaan in die gemeenskap in. Dit gee mense 'n toekoms. Julle gaan nie om oor die mense nie. Julle worry net oor julle eie sakke. Hierdie twee kan dalk wegkom met die gesmokkel, maar nie jy nie. Hierdie huis is in jou naam. Getuig teen hulle. Fyn. Ek sal dan self Hawks toe gaan. Sê dan sommer vir hulle van die seun wat homself met jou wapen geskiet het. Ja, dis baie nalatig. 'n Strafbare manslag is 'n ernstige klag. Dan sit ons maar saam in die tronk. Jy kan dit stop nie. Ons gaan op die einde van die dag wat 'n boete kry en wegstap en iemand anders gaan net eenvoudig ons plek neem. Dink mooi, Brandy. Die mense agter dit alles. Jy speel nie met hulle nie. Jy wil nie soos mens Lou opeindig nie. Julle. Ek weet als. Ek is nie seker waarvan jy nou praat nie. Van die parlement. Het julle my seun probeer stol ook? Jy eil alweer. Ek soek R500,000 voor die einde van vandag of ek vertel vir die hele wêreld waarmee julle besig is. Dan maar vanaand op my TikTok. Julle het dat toegesluit. Lewendig verbrand. Wie was dit? Ankel? Dink mooi voor jy iets doen. Te laat. Hallo Tokkies. Ek is Jacomien. Miem se dogter en ek het iets wat julle moet sien. Die rede hoekom julle Tannie Tokkie dood is. Hello, I am Warrant Officer Stoffel Cupiro, proud resident of Calfee by born and raised.
50,000 followers. En hulle deel alles. Binne minute gaan die hele land weet. Jy het pas die dorp vernietig, Brandy. Die toerisme, die werksgeleenthede. Alles, vir wat? Geregtigheid. Vir die waarheid. Maar ten minste sal almal nou weet dat Stoffel Cupido een van die goeies was. Goed, wat kom toe. Okay. Ekskuus mevrou? Dankie. Hoorie, kan ek met 'n kaart tip? Net cash mevrou. Okay. Hongertjie is weg. Hy wou gehad het ek moes haar skiet, maar ek kon nie. Die nagmerries, die vrees, dit sal alles later verdwyn, my kind. Maar dan moet jy op 'n veg teen jou ware natuur. Jou roep. Pas nes ek. Ek is moeg. Is cool as ek slaap. Ja. Is lief vir my. En ek vir jou.